Here, ons is vanaand op die drempel van 2026 en 'n mens hoef nie fisies hier te wees nie. Ons weet daar's baie mense wat ook inkyk, maar ons is in u teenwoordigheid. Ons wil graag met u praat oor die jaar wat verby is en die jaar wat voorlê. Ons wil belangriker nog u stem hoor oor presies dit. Dit wat verby is en dit wat voorlê. Ons vra dat u vanaand met elkeen van ons wil praat op watter wyse ook al. Of dit deur sang is, of gebed, of deur die boodskap self. Ons is net in u hande. Dankie dat u vir ons lief is, en ons wil vir u ook sê, ons is vir u bitter baie lief. Amen. Asai, so, ons het vanaand 'n kort teks. Ons het eintlik twee tekste, so albei is op een skerm. Die een is uit Jesaja 43 uit, albei van die 2020 vertaling, en die ander een Filippense 3. En die een kyk terug, die ander een kyk vorentoe. So, ek wil jy moet so 'n bietjie kyk na die nuance wat ook daarin plaasvind, en ek gaan net nou vir julle verskriklik irriteer met 'n kort liedjie, wat ek nie gaan sing nie, ek sal net so 'n bietjie hum, maar wat te doen het met die Jesaja teks. Maar kom ons kyk wat wil die Here miskien vir jou vanaand sê in die woord wat ons nou hier op die skerm het. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitspruit. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak, in die wildernis riviere. Dan sê ons Filippense teks, broers, en ons weet dit sluit susters ook in, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor lê. Ek beer voort na die wenstreep om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Dis ons teks, mense. Kyk gou vinnig hier na die kalender. Ek sien dit lyk so bietjie klein dalk. Maar merk julle op, dit sê January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober. Kom ons kyk so bietjie na 2025. En ek wil jou uitdaag. Daar's 'n rede hoekom daar herhaling is en kom al maande weg is en so, maar kom ons kyk vinnig so 'n bietjie terug. Dis iets wat ek met UITJ gedoen het, dis iets wat ek met Jubelklub ook gedoen het, maar bietjie op 'n ander wyse. So ek moes dit so bietjie aanpas vir die erediens, maar kom ons dink so bietjie aan Januarie. Wat het gebeur? My Januarie was rof. My gesondheid was nie lekker gewees nie. Okay, my pa het verjaar. Maar wat het gebeur in jou Januarie? Ek het vanoggend dieselfde vraag vir iemand gevra, vir Bianca gevra. En sy sê, joh, ek kan nie eens onthou wat in Januarie gebeur het nie. Ek voel so ver terug. Okay, Februarie. Daar was Valentynsdag. Daar was 'n mannekamp, daar was 'n jeugkamp, maar wat het in jou Februarie gebeur? En jy asseblief so 'n bietjie geduld met my dat ek nou so deur die maande gaan, maar dis iets wat ek nogal wil hê ons moet so 'n bietjie prosesseer wanneer dit te doen met die preek. Okay, Maart. Om eerlik te wees, ek kan nie onthou wat in Maart gebeur het nie. As ek so 'n bietjie harder gedink het, dan sou ek gedink het, ja, okay, ek kan 'n paar goed neersit, maar Maart was net dol. April, ek onthou, dit was so irriterend geweest, die April Fools grappies op Facebook en die fopnies. My maand, daar het my suster verjaar, nee? Ja. Ek maak dit seker. Junie, dit was ook 'n besige maand. Dis asof hierdie hele jaar net besig was, maar wat het in Junie in jou lewe gebeur? In Julie het ek verjaar, kan dit sê.
met sekerheid, sonder om te vra of ek verkeerd is. Augustus, is daar iets vir jou wat uitstaan van Augustus? Ek hoor iets hier iewers. Oor die vrouens se wegbreek, daar sy. So dit was ook 'n hoogtepunt geweest. En dis 'n paar van julle wat daar was. Ja. September. Hoe was jou Oktober? November was soos dit. Dit was 170 jaar vieringe galore, as ek nou my taal so mag meng. Dit was chaos geweest in hierdie gemeente, maar in 'n goeie manier. Ons het etes gehad, ons het vieringe gehad, ons het 'n stap gehad, dit was besig. En Desember, ja, ons het geëet. Maar daar is soveel goed wat, as ek nou so deur die maande gegaan het, jy weet, as groot goed wat in jou lewe gebeur het, wat nie noodwendig nou opgeduik het nie, want ons onder druk van het. Goeies en slegtes. Die rede hoekom daai maande van hulle herhaal word, is ek het vir ChatGPT gevra om vir my daai kalender op te stel deur 'n paar maande te dupliseer. Want van die maande het super lank gevoel. Daar's 2 Septembers en daar's 2, ek dink Julies, of is dit 2 April. Party van ons het net 'n rowwe tyd van die jaar gehad, aan die begin van die jaar, van ons het in die middel, van ons het aan die einde. Maar mense, ons sit hier. God het ons gedra. Ons het dit gemaak. En ek sien ons een kersie is uit, maar ek gaan nou weer aansteek. God het ons gedra. Wanneer God sê, of wanneer Jesaja sê, in die teks wat ons gelees het, dat God sê, ek gaan iets nuut doen, dan is ek opgewonde. Ek weet nie of julle ook opgewonde raak oor dit nie, want mens wil nie hê, dinge moet net aangaan, ons is net in 'n routine, ons is net dieselfde ding oor en oor, selfde dag, selfde week, selfde maand. Ek het gesê, ek gaan julle so 'n bietjie irriteer met 'n liedjie. Dis 'n liedjie wat ons by Imagine, nou, vir die van julle wat nie weet, Imagine is 'n jeugbeweging, en daar's 'n liedjie wat daar gesing was, en dit sê, my God is 'n God van nuwe dinge, nuwe dinge, nuwe dinge. En toe het ons nou, as jeugleiers besluit, jy weet, dit gaan nou snaaks wees, om elke keer te sê, 'n nuwe ding, en dan 'n nuwe ding, maar dis eintlik baie diep, baie ernstige woorde, om te sê, maar God skep 'n nuwe ding. Wat vir ons voorlê, is iets wat ons behoort opgewonde te word. Daar gaan swaarhede ook wees, maar daar gaan goeie goed ook wees. En hoekom ek dit sê, is Jesaja praat nie noodwendig met mense wat op 'n, in aanhalingstekens, 'n goeie plek is nie. Hy praat nie noodwendig met mense wie se finansies totaal en al in plek is, en menseverhoudinge, en dit gaan goed met die familie, en die tuin is mooi en die rose blom, en hy praat nie noodwendig met daai mense nie. Hy praat met elke liewe een van ons, met ons uitdagings, ons bekommernisse, ons vrese, ons besware. God sê deur Jesaja, ek sal 'n nuwe ding skep. Ek doen 'n nuwe ding. Vir my en vir jou, die alledaagse mens. En ek weet nie wat in jou hart aangaan nie, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Ek moet vir die kamera kyk, want ons mense daar ook, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. En julle weet dalk ook nie wat in my lewe aangaan nie. Maar God sê vir elke liewe een van ons, ek doen 'n nuwe ding. En dis waar ons vanaand staan. 2026, mag dit 'n jaar wees wat vir ons goed is. En ek wil sommer eintlik simbolies net vinnig ook weer die kers aansteek. Nee, dit gaan nie werk nie. Maar as ons so weer 'n bietjie terugkyk na die Filippense teks,
Dan wil ek vir jou vra, dit sê broers, ek reken nie en susters, dat ek het self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek uit na wat voor lê. Ek weer voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te kom. So wat is die dinge waarna jy uitsien vir die nuwe jaar? Het jy al so 'n bietjie van 'n gedagte oor wat vir jou voorlê, waarvoor jy hoop? Ek moet vir julle sê, toe ek hierdie skyfie gemaak het, toe was dit vir my nogal moeilik geweest om te dink, moet ek hom insit, moet ek hom nie insit nie, want dis moeilik om te weet. Die onbekende lê vir ons voor. Ons weet nie wat vir ons voor lê nie. Daar is onsekerhede, daar is, as jy terugkyk na hoeveel goed oor die afgelope 365 dae gebeur het, ek kan nie dink op 1 Januarie 2025, ek sou myself nie kon indink hoe die volgende 365 dae so gelyk het nie. Ons weet nie wat voor lê nie, maar ons weet God sê deur Jesaja, ek doen iets niets. Ons weet God is met ons. Daar is 'n interessante een wat is 'n Deuteronomium teks en dit sê ook die Here self gaan voor jou uit. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. En die Grieks van Deuteronomium is interessant. Dis Deuteronomos. So Deuteronomium, Deuteronomos. Die tweede wet. En dis 'n wet wat die Here vir ons sê. Hy sê ek gaan voor jou uit. Ek sal jou nie verlaat nie. Moenie bang wees vir môre en die volgende 365 dae nie. Wees opgewonde. Maklik om te sê. Baie maklik om te sê, maar baie moeilik om uit te leef. Maar God is met jou en hy maak iets nuuts. Hierdie is 10 vrae wat ek graag wil hê jy stadig na moet kyk. Ek probeer nie vir tyd speel nie, moenie worry nie. Maar dis 10 vrae wat deur Dinkjeug opgestel is en ek wil jou eintlik uitdaag. Nie eintlik nie, ek wil jou regtig uitdaag. Kies vir jou so 1, 2, dalk 3 vrae wat jy vir jouself wil beantwoord. Ek gaan dit vinnig vir ons lees. Want dit is eintlik baie moeilike vrae. Wat was jou hoogtepunt van die ou jaar? Wat was vir jou 'n uitdaging? Watter persoon het 'n rol in jou lewe gespeel? Hoe het jy gegroei in jou geloof? Waarvoor wil jy die Here voor dankie sê? Wat is jou droom vir die nuwe jaar? Wat is jou voornemens vir die nuwe jaar? Hierdie is my mooi. Wat is jou gebed vir die nuwe jaar? Watter teks het vir jou baie beteken? En as jy een vraag kan vra, wat sal dit wees? Watter een van hierdie vrae spreek tot jou hart? Soos ek sê, 1 tot 3, jy kan selfs net een vat. Maar ek wil jou regtig uitdaag om dit te vat voordat jy 2026 ingaan. Sodat jy met die Here daar kan praat. Dit kan enigeen wees. Sê maar, dis 2, wat is vir jou uitdaging? Praat met die Here vanaand daaroor. Sê vir hom, hierdie gebeurtenis in, ek weet nie, Februarie, was vir my regtig moeilik. Maar ook, dankie dat u daar was. Dankie dat u my gedra het. Dankie dat u vir my omgee. En my laaste skyfie, dankie Here, dat ek nooit alleen is nie. Ek moes eintlik nooit in hoofletters gesit het. Want ons weet,
die Here is met ons. In die goeie en die moeilike. So daarom wil ek gou vinnig vra dat ons ook net so 'n bietjie oomblik van stilte, selfgebed sal neem, om bietjie te dink aan die mense wat ons deur die jaar verloor het. Tannie Kate is nou 'n paar dae gelede oorlede, maar daar is soveel meer op haar lys. Kom ons dink so 'n bietjie terug aan die mense wat nie meer met ons is nie. Kom ons praat met die Here daaroor, kom ons praat ook met die Here oor die goed wat uitdagend was. En dan sal ek na so kort rukkie, sal ek vir ons 'n gebed doen, om af te sluit voordat ons 'n lied sing. Kom ons bid. Sjoe, Here, as ons terugkyk na die afgelope jaar, dan was daar soveel goeie goed gewees. Maar daar was ook soveel uitdagings en moeilikhede. Ek dink nou byvoorbeeld aan ook Tannie Erna wat ook hier is, wie se man nou oorlede is. Ek dink aan soveel ander mense se name wie deur my kop gaan, wat week na week deur die aankondigings gaan, wat swaar kry. Maar tog is U met ons. Tog dra U ons, tog is U vir ons lief en tog seën U ons. En daarvoor kan ons net sê, wow, baie dankie Here. En dankie dat ons kan opgewonde wees oor die feit dat U sê, U doen 'n nuwe ding. U gaan iets nuuts doen. 2026 lê vir ons voor, en wat 'n ongelooflike gevoel om te weet dat ons dit glad nie alleen gaan aanpak nie. Ons vra dat U ons sal seën, en met die vrae wat ons ook nou gelees het op die skerm, wil ek ook vra Here dat U ons in ons harte sal werk om dit te verwerk. Dat ons sal bietjie dink aan wat was uitdagend, wat was goed, wat se teks het ons iets beteken, wat was uitdagend, wat is jou droom vir die nuwe jaar, wat is die gebed vir die nuwe jaar. Dis alles goed wat ons net na U toe kan bring. Dankie Here, ons is lief vir U. Amen.